Het jy al gehoor van die FAE fout? Dit is die Fundamental Attribution Error. The fundamental attribution error is the human tendency to judge our own behavior based on context, but to attribute others' behavior to their character. Nou sal jy seker wonder, in plain Afrikaans gesê, wat beteken dit nou eintlik? Nou kom ek verduidelik vir jou dit aan die hand van 'n praktiese voorbeeld. As jy nou in die oggend op pad werk toe is, en jy's laat, en jy's haastig, en daar's ewe skielik 'n gat, 'n gap, en jy vat hom, maar jy druk so 'n bietjie voor 'n ander ou in, dan sê jy vir hom, sorry my maat, ek is so 'n bietjie laat, asseblief verstaan tog net. So eintlik regverdig jy jou gedrag, deur dit binne die konteks te plaas van jy is laat, en jy moet by die kantoor kom. Nou kom ons vat dieselfde voorbeeld en ons draai dit nou net om. Die keer is jy in die ontvangkant. As iemand nou voor jou indruk, wat sê jy in die hart? Of soms sommer so hardop vir hom? Jou imbesiel, jou idioot, kan jy nie kyk waar jy ry nie? So wanneer ek en jy aan die ontvangkant is, dan maak ons 'n is-gelykant tussen die persoon se gedrag en sy karakter. Hy is 'n imbesiel of 'n idioot. Maar wanneer ek en jy dit doen, dan plaas ons 'n is-gelykant tussen dit wat ek doen en die omstandighede waarbinne ek dit doen. So wanneer ek iets verkeerd doen, dan regverdig ek dit met goeie redes. Maar wanneer iemand anders dit doen, al het hulle net sulke goeie redes en selfs beter redes as ek en jy, dan veroordeel ons die persoon op grond van wat hy doen, sonder inagneming van hoekom hy dit doen. Ek het nou al die gewoonte, as iemand so sy agterwêreld ry, dan begin ek met Jesus gesels en dan sê ek vir hom, Jesus, ek wonder wat het in daardie persoon se lewe vanoggend gebeur, dat hy so onbeskof ry. Daar moet 'n klomp kwaad en 'n klomp stikkend en 'n klomp seer in daardie hart wees. En daarom tree ek in vir hom, bid ek vir hom en vra ek dat U Heilige Gees vir hom sal seën met U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy sien, dit is die verskil tussen jou en my en Jesus. Jesus staar hom nie blind teen die gedrag van die mens. Dit wil sê die verkeerde dinge wat hy doen nie. Jesus kyk weier en sien wat lê agter daardie gedrag. Hoekom het daardie mens beland op die plek waar hy is? Maar dan sien hy ook die rou materiaal van potensiaal wat ek en jy nie kan sien nie. En dit is elke keer op dit wat Jesus reageer en mense aanspreek en motiveer. Rembrandt van Rijn se Nagwag is een van die wêreld se beroemdste en seker een van die wêreld se beste skilderye. Hierdie skildery is daar in die Rijksmuseum in Amsterdam agter dik glas. Want op 'n dag het daar 'n man ingekom wie se koppietjie hom gelos het en hy het begin om hierdie skildery aan flarde te sny met 'n mes. Gelukkig kon hulle die skade herstel en vandag kan jy omtrent nie sien waar hierdie beroemde skildery stukkend gesny is nie. Jy sien, elke keer wanneer ek en jy iemand anders name noem en allerhande dinge oor hulle sê en van hulle sê, is ek en jy besig om God se grootste meesterstuk te vernuweer met die mes van die tong. Kom ek lees weer vir jou Matteus 5 vanaf vers 22, soos dit vertaal is in die boodskap. Maar ek sê vir julle dat iemand wat vir sy medemens kwaad is, al klaar 'n moordenaar is. So iemand behoort in die hof aangekla te word. Iemand wat sy medemens uitskel vir 'n gek, moet selfs voor die Hooggeregshof gedaag word. En iemand wat so ver gaan om sy medemense idioot te noem, moet in die vuur van die hel gaan brand. Jesus daag ons uit, kyk 'n bietjie dieper, probeer meer verstaan, dink jou in die situasie van die ander persoon in, voordat ek en jy begin om met die tong slae te slaan en steke te steek. Ware karakter en integriteit wys in my bereidwilligheid om dieper te kyk en beter te probeer verstaan, wat daartoe sal lei dat ek liewer sal lief hê en vergewe as wat ek wil slaan.